Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my, Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in haar die wonderlike geseënde naam. As altyd die Here voorreg en 'n eer geleentheid, weet jy. Soms in 'n mens se lewe, dan gebeur daar dinge soos iets. Destyds so nou ek het as sendelinge gekom, daar wat ek gebly het by die gevangenis, die Anglican kerk was net langs aan die behuising waar ons gewoon het, en daar het natuurlik sendelinge gekom, en een van die sendelinge het my geabba, en in die kerk gaan neersit, het ons kerk skoon gemaak, maar sy het my gaan neersit by die altaar. Strategiek. Die tweede ding wat gebeur op 'n Sondagmiddag, toe kom daar weer mense wat die evangelie verkondig aan ons, en hulle leer ons 'n liedjie, en as ons die liedjie natuurlik eerste ken, dan kry jy 'n sterretjie, 'n goue sterretjie, en ek het sommer die liedjie geken, eerste, 'n wyse man bou sy huis op die rots. Maar dit wat gedoen gewees het in die natuurlike, het 'n geestelike verwysing gehad. En vandag is ek in die ministry dankbaar vir die Here, vir die grootste voorreg ooit is om vir die koninkryk van God van nut te wees, en ek sê dit met die hoogste agting en respek wat ek het. It's a grand day, the day when I was born again, en ek dink die Here dit vir u ook. Kom ons bid. Wonderlike Here en Meester, vanaand loof ek u, Here, omdat u lofwaardig is, Heilige Gees. Sonder u ondersteuning sal ek nie kan sê, so sê die Here nie. Wil u my inlyf in die woord en wil u my ondersteun, halleluja, om te kan sê, so sê die Here in Jesus se naam. Amen. Weet jy, your greatest message will be spoken by your life, not your lips. Wonderlik. Baie keer doen ons dinge wat ons aandag in besit neem, en dit bepaal ons optrede. So mens moet versigtig wees, wat neem al jou aandag, wat jou kan beroof van die reality van jou wordingsproses op aarde. Now, ek is a why means, once you find your way, you will be able to, once you find your way, ek is a why means, you will be able to find your way. Ek bevraagteken alles. Iemand van my iets sê, why? Jy moet 'n antwoord hê vir my. Dis my persoonlikheid. Nou, ek sal net dink aan die verhaal. En die sit op skool, en hulle hou godsdiens van die skool af. Ek wonder net, was dit doelbewus gedoen, of het was het onkunde? Nou sit ek iemand op 'n wonder. Ons het geleer wanneer ons bid, onze Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk kom. Matteus 6 vers 10, laat die koninkryk kom. Nou weet jy, die ons Vader was gegee vir 'n rede, wat ek later ontdek het, hoe jy dit nodig kry. Ons het gebid, laat die koninkryk kom. Nou weet jy, wat is die koninkryk van God? Halleluja, jy weet die hele woord is ingegee van God, is nuttig tot weerlegging, tot onderrigting in die geregtigheid, tot vermaning, tot enige iets. Maar hier gaan dit oor die onderrigting. Laat u koninkryk kom.
Romeine 14:17 sê, die koninkryk van God is die spys of drank nie, maar vrede, geregtigheid en blydskap binne die Heilige Gees. So deur die koninkryk van God gebeur dinge, jy sien deur die lig omtrent jou situasie. En ek dink is wonderlik wanneer die koninkryk van God nabykom. So wat het ons gedoen op skool? Halleluja, ons het bely, ons het 'n declaration in die atmosfeer gesit, liewe Here, in my lewe gaan die koninkryk van U nabykom in my lewe. Wat word nou gebeur? Die kinders mag nie meer bid nie. So daar's geen belydenis, 'n declaration wat jy in die atmosfeer sit, halleluja, wat jy roep, die ding wat nie bestaan nie, asof het bestaan, daar's nie meer iets wat jy kan roep vir jouself, tot jouself, dat iets deur jouself kan gebeur nie. Maar weet jy wat doen die Here? Wat wonderlik is, op 'n dag, halleluja, en hier kom die catch. Die grootste beloning wat jy kan kry vir jou werk wat jy doen, is nie wat jy verdien nie, maar wat jy daardeur word. Wonderlik. Ek is excited as dit kom tot die woord. En in die verhaal gaan ek vanaand in Lukas 19, halleluja, Osegias, sy naam beteken regverdige, maar weet jy wat gebeur? Die dade wat hy gedoen het, was natuurlik teen wat die belydenis gewees het oor sy naam. Iets kon plaasgevind het in sy lewe, eens op 'n tyd, van dis hoe dinge gebeur met mense op aarde, dinge gebeur met ons, dinge gebeur om ons, wat die effek het, halleluja, wat dit wat met my kan gebeur, of deur my kan vloei. En nie hoor hy, van hierdie wonderlike man, hy was Osegias, was die hoof van tollenaars. So het mense gehet wat om hom gewerk het, en op 'n dag, by die doopdiens van Johannes, halleluja, het hulle gegaan, om te hoor wat sê die Here. Nou weet jy, toe hulle gaan, toe hoor hulle wat sê die woord, julle moet nie meer infolder as wat julle infolder nie. Weet jy wat het gebeur? Dit hulle sienswyse verander omtrent die lewe, dit wat hulle hoor, dit wat hulle sien, halleluja, het 'n verandering gebeur in hulle hart, dit wat hulle moet doen op aarde. En hulle sê vir Osegias, ek het gesê, meneer, ons kan nie langer vir jou werk nie, want hulle het meer ingefolder, belasting gehef op alles vir die Romeinse ryk, halleluja, en daardeur het hulle verryk. Maar het alles gehad Osegias, maar tog was hy eensaam. En op 'n dag, ek hou van die Here, God gee vir almal op aarde 'n regverdige kans om 'n ontmoeting te maak met die Here. En op 'n dag toe hoor hy Jesus gaan verby die dorp Jericho. En hy maak toe sy syfers, hy kyk toe, hy sê, hy sal nooit by Jesus kan uitkom nie, want hy was 'n klein mannetjie, maar hy sien as 'n wilde vyeboom, en hy klim in die wilde vyeboom. Nou die vyeboom was strategiek, wat daar geplaas gewees. Die eerste vyeboom se blare in die tuin, halleluja, het die naaktheid bedek van hulle sonde, want hulle was naak. Maar die tweede vyeboom, waar Osegias ingeklim het, het hy vir die Here gesê, ek wil nie meer hê dat my swakheid moet my lewe elke dag inkleur nie, ek wil hê dit moet stop, Here. Terwyl hy klim in die boom, letterlik het 3 dinge plaasgevind met sy ontmoeting met die Here. Toe vra hy vir die Here, laat die koninkryk kom, ek is op soek na vrede, Here, die dinge wat ek doen, het my lewe so verander, ek weet nie eens meer wie ek is nie. So sy eerste klim in die boom, het hy vir die Here gesê, halleluja, ek het nodig dat die koninkryk moet kom. Jesus gaan staan stil by die boom. Ons kan 'n ander scenario gebruik. 'n Ryk man klim in 'n boom. Wie klim in 'n boom? 'n Seentjies. Dalk in sy lewe eens op 'n tyd het iets in sy kinderdae gebeur wat hom verhinder het, halleluja, om te word wat hy moet wees, en het hy dalk natuurlik die gesindheid ingeneem deur die daad, halleluja, wat hom verander het. Maar hy sê vir die Here, ek is op soek na vrede, ek weet nie meer wie ek is nie. En Jesus doen iets, hy roep Osegias. En weet jy wat doen hy? Hy sit 'n belydenis in die atmosfeer met die belydenis van Osegias se naam, toe sê hy, regverdige, ek moet vandag by jou huis tuis gaan, irrespective wat Osegias gedoen. En ek dink, is wonderlik. Hy sit daar, hy sê vir die Here met sy sit,
Ek is op soek na vrede. Romeine 14:17, die koninkryk van God, halleluja. Hy sê vir die Here, help my, neem my aan die hand en maak die deur vir my oop. Terwyl hy afklim met blydskap, iemand stel belang in hom, toe hoor hy vir die eerste keer die mense sê, hy gaan by 'n sondige man tuis, toe raak hy bewus van sy dade, halleluja, wat hy gedoen het. Vir die eerste keer word hy bewus deur sy liggaam, waar hy mense gelaat het, wat het hy gedoen, en reaksies wat mense toon na hom toe, hy het meer mense eers gestrand, gelaat in hulle lewe. En hy doen iets, hy doen restituisie. En hy doen, wanneer jy belydenis doen, is dit 'n uiterlike erkenning van skuld, wat hy gee voor die Here. Hy sê, Here, dit wat ek, en hy vaar aanspreeklikheid vir sy dade. Hoe baie keer, my liewe mens, wil ons nooit aanspreeklikheid aanvaar vir ons dade nie, is altyd iemand anders, you shift the blame, maar is nooit jy nie. As jy gaan kom, halleluja, by jouself, en jy aanvaar aanspreeklikheid vir jou dade, dan maak jy dit makliker vir die Here, dan sê jy vir die Here, ek wil die leuen aflê, liewe Here, en ek wil in die waarheid staan, ek wil hê dat u liefde my moet binnendring, u woord, liewe Here, moenie net beperk wees tot wat ek hoor nie, dit moet binnendring in my harten, sodat veranderinge kan plaasvind in my lewe, sodat ek deur die bril van u woord kan kyk na die lewe, en ek dink is wonderlik. Wonderlik. Sê vir die Here, ek wil 4-dubbel teruggee wat ek gedoen het. Hy wil vergoeding doen aan die mens, weet jy wat sê ek nou? Hy sou soek na vrede. Halleluja. Hy kry blydskap. Die koninkryk van God kom naby. En hy doen restituisie, hy verander sy siening, hy sê vir die Here, ek wil die geregtigheid van u doen, u wil in my lewe. Weet jy wat sê God se woord? Jesus sê, hierdie man is ook 'n seun van Abraham. Vandag sê hy, het daar geregtigheid gekom vir die man se huis. Toe maak Zacchaeus die deur oop vir die geslagte, sy eie geslag. Waar is jy op aarde? Staan die deur toe op die geslagte, dat jou kinders nie met gees verbind word nie, my liewe mens. Baie goed gebeur met kinders, in die omgewings waar ons bly, halleluja, ons maak keuses waar ons moet bly. Ek onthou die dag toe ek op soek is na 'n huis. Ek werk in die kerk, ek maak kerk skoon, I enjoy, my kerk skoon te maak en te bid, halleluja, en daar het ek my klagte voor die Here gebring, my hartse desires, ek het kerk skoon gemaak. Altyd deur bid ek by my pastoor, waar hy sit en sy vrou, praat ek met die Here, en op 'n dag toe kom my pastoor na ons huis toe, en ek dink hy soek my man, ons daai tyd deacons. Hy sê, Swart, sy kom na jou toe. Hy sê vir my, ek kom agter, Swart, die Here lê op my hart, die soek 'n huis. Ek sê, ja, pastoor. My pastoor is dood vandag, apostel Daniel Swart. My pastoor kom van onder af, hy sê, my God is 'n God van spesifikasies. Jy moet spesifiek wees, wat jy wil hê, waar moet jou huis sit, waar jy moet bly, of het loopafstand is na jou huis toe, kerk toe, waar die winkel is, hy gee vir my nou instruksies, hy sê, God is 'n God van spesifikasies. Skryf jy vir my 'n brief, dan gaan ek en my vrou in agreement, halleluja, dat bid ons sal oor, die Bybel sê, 2 stem saam op aarde oor enige saak, en dit sal uit 'n beerd val in die hemel, en my pastoor en sy vrou, ek skryf die brief, ek gee dit vir hom, hulle leer dit voor die Here, en die lang en na, die gebruik die Here, kom evangelis Vincent Alexander, natuurlik by ons kerk, saam met pastor Mike Adams, Dr. Mike Adams, en ons het samenlijke dienste, en die apostel sê, de evangelis Vincent sê, natuurlijk ander ranke vandag, destijds was er evangelis, hy is iemand wat die Here vertrou vir 'n huis. Ek dink, Here, dis ek, en ek is uit, ek sê ek is, en hy lê hande op, en hy sê vir my, in die geloof, sit ek jou huis se sleutel in jou hand, in die geloof, weet jy, die Here het my 'n huis gegee, soos ek die Here vertrou het, en dit is wat die Here doen,
God is bymagtig om vir jou goed te doen. Maar die dinge wat jy jou aandag in besit neem elke dag, verhinder jou wat jy moet doen. Want dit wat jou aandag capture, maak dat jy die goeie kan weerhou. Ons kinders is op selfone, ons doen alles dinge, behalwe om uit te vind, wat is in my wat die vyand my so aanval, wat verhoed wat ek moet word met die aanvalle, die teenstander wat my oppose, die kwaaddoener wat my besoek, die vyand wat in dade wys hoe hard hy my, ons doen nooit moeite om uit te vind, wie is jy, waarvoor is jy op aarde geplaas. Nou so kom op hy plek, om uit te vind, waarop jy op aarde geplaas is, en dit is wat sy Gees wil gedoen het. Wie is ek, Here? Wie is U, dat U in my belangstelling toon, dat U U Seun gestuur het vir my? En God het sy woord nagelaat vir ons, halleluja, omdat ons kosbaar in sy oë is, ons doen miskien waardelose dinge, maar God se oë is soos waardevol, net soos sy Gees, en Jesus bewys dit aan hom, hoe waardevol is hy, met die verandering wat plaasvind in sy denke in. Wil die Here vanaand vir iemand sê, God kan vir jou alles doen en dit hang van jou af. Jy wil nie te wees soos jy is, moet jy word. Ek getuig by die open lig, ek staan, voor ek uitgaan, verbind ek die staproete, dit wat ons gaan doen in die dorp, verbind ek met die Here, vir my is gebed belangrik. En ek praat met die Here oor die wyse wat ons gaan stap, waar ons gaan wees. Weet jy, God is so groot, terwyl ons loop in die reën, toe stuur God 'n reënboog in die atmosfeer. Wonderlik! Toe weet ek, die Here is met ons in dit wat ons doen. Hy's gebeur. Die Here vat my terug. Waarna te ek kom, terwyl ek bid, my pa was 'n bewaarder op 'n buitepos gevangenis, waar die misdadigers, die kriminele wat lyf kry, is by buiteposte. Hulle is wrede misdadigers. Ons was altyd hier om hulle, en vir my was hulle, my pa het 'n ander sienswyse gehad, en ek het 'n ander sienswyse gehad rondom die mense, want dit was seker my roeping waar ek in vandag staan. Maar op 'n dag gebeur 'n geweldige ding. So hulle het geweet wie se kinders ons is. En my pa was 'n geweldige man, hulle sê as my pa tronk toe kom en hy weet nag, en hy het gesê, ag hier vrek op dit, dan sê hulle, moet hulle sê, ag hier vrek op dit, maar my pa het so gesê, so my pa was geweldig, en nog die kop, Mr. van Aert, was geweldige bewaarders in die tyd. En op 'n dag, kom my pa van naweek af en hy het die span uitvat, waar hulle by die winkel gaan werk, op die N1, soos jy Woester toe gaan, na die pas toe, die Tweedskroofpas, is daar 'n winkel, met 'n span verby ons huis, en my broer se bewaarder, hy soek tuis, hy weet by wie te versteer. En een van die prisoniere, kom na ons huis toe, en hy sê vir my broer bewaarder, Kalling Joop, my pa, is 'n bietjie babbelas, hulle het pikke, hulle het grawe, hulle het alles, hulle kon my pa vermorsel het, hulle kon weggehardloop het, hulle het dit nie gedoen nie. Hulle kom terug, hulle kom haal my broer, en my broer gaan saam, laat my pa kan huis toe, en hulle sê, wanneer child tyd is 5:00, 4:30, sluit hulle aan by ons huis, vat hulle my pa hulle weer in tronk. Waar sou ons gewees het vandag? 'n misdadiger, wat in die tronk gewees het, wat deur die lewe gegaan het. Maar weet jy wat het hy gesoek? One moment in time, om iets te doen, wat reg is op aarde. Ons kry soveel geleenthede, maar wat doen ons? Ons verkies die kwaad, behalwe die goeie. En sy Gees het alles gedoen, hy het genoeg geld gehad, maar hy het uitgevind, dit is nie belangrik nie. Hy het vrede nodig gehad, hy het blydskap gesoek na, en weet jy wat, hy wil die wil doen van die Here. Hy wil reg doen, en billik wees teenoor sy naaste. En ek dink is wonderlik, deur hierdie verhaal, halleluja, ek kyk terug, terwyl ek bid, toe dink ek, was misdadigers, wrede mense. Hulle kon my pa doodgemaak het, ons kon vaderloos gewees het, klomp goed kon gebeur het. Maar hulle gun ons hy geleentheid. En ek dink is wonderlik vanaand,
dat die Here se goedertierendheid is nie elke dag. En daarom is dit soms belangrik wanneer 'n mens tot bekering kom. Halleluja, gee die Here mens geleenthede waar jy soms moet terugkyk. En wanneer jy terugkyk na jou verlede toe, dan gee God vir jou kans deur die Gees om te sien hoe goedertierend was die Here. Hoeveel barmhartighede het hy aan jou gedoen en beteken. En vanaand deur hierdie verhaal is ek dankbaar vir die Here. Deur hierdie verhaal besef ek hoeveel need is daar op aarde en hoe ons 'n verskil kan maak en 'n verskil kan wees, irrespective of iemand arm is. Hy kan verryk word met dit wat jy hom aanbied, maar sy van gedagte verander, dan kan dinge vir iemand gebeur. Van bekering begin by die renewing of the mind en dan is God by magtig. Halleluja, wanneer die faith natuurlik plaasvind in jou lewe, want die persoon begin 'n vision kry, halleluja, en dit word geactiveer deur liefde wat passie is, halleluja, maak hoop natuurlik wat positief is, open the door of possibilities, dan is niks meer verborge vir hy persoon nie, of onmoontlik om te bereik op aarde nie, maar het hang af, natuurlik, een van ons moet het soms die deur oopmaak vir iemand anders, en baie keer val die klem op jou, meneer of mevrou, op my vanaand, halleluja, is ek bereid om dit vir my naaste te doen. En hierdie verhale van die Bybel is wonderlik. Die belydenisse wat ons kinders gehet het, laat die koninkryk kom, ons Vader wat in die hemel is. Ons beroof die kinders daarvan, halleluja, sodat die belydenis wat hulle self bely, halleluja, dat dit vir hulle sal agtervolg en inhaal in hulle lewe, waar hulle ontmoeting maak en hulle lewe radikaal verander. Wil die Here vanaand vir iemand sê, our God is able. He's able to turn your life around. Our God is able, hallelujah. Die Here kan werk far more. He can do far more what you ever could pray. Our God is able to do far more. Wil die Here vanaand vir iemand sê, deur hierdie verhaal, hallelujah, ek is goedertierend. Ek doen barmhartighede nog steeds. Maar weet jy wat? Ek soek 'n kanaal om het vir my te doen. Jesus was die kanaal. En hy het gesê, julle sal groter dinge doen as ek. Julle kan ook 'n pypleiding word vir die wêreld. Halleluja. Van ons is omring in ons gebiede om mense waar ons 'n verskil kan maak, 'n verskil kan wees. Mag die Here ons help. Dat ons sal toesien dat iemand ontmoet die Here. My optrede of my hand in my sak steek, halleluja, waar ek iemand in die hand kan vat, dat iemand moet word as ons begin te uitvind, waaroor droom iemand, ons almal het drome, Op 'n dag ek moet afsluit, toe kom die gevangenisbeampte, my man het altyd die juveniles wat uit die tronk uitkom, moet in die community opgeneem word, maar dan moet hulle in 'n woord natuurlik vir hulle gebring word, om hulle op die pad te sit, soos ons sê. En op 'n dag toe is my man nie by die huisie, en hulle soek toe vir pastoor, want hy het dit gedoen, en hy is teleurgestel, die sê, ek sê, ek is ook 'n pastoor, pastoor? Ek sê, ja meneer, ek is 'n pastoor. Hy sê my, wat gaan ek praat? En ek dink, Here, wat gaan ek praat? Ek sê, meneer, ek gaan vanaand praat oor trauma. Hy sê, dit klink reg, pastoor. Nou staan ek stil in die Heilige Gees sê vir my, wat beteken 'n droom vir jou? Ja, nou wonder ek ook, want dit was tot te vinnig vir my gesê. En hier is hy skryf neer, dream, desire to reach entire ability in mankind. Die hoofdoel van 'n droom is, halleluja, waar jy iemand daarmee bedien. Jy's 'n servant in enige position op aarde, is jy net 'n bediende, jy's 'n dienaar, om iets te doen vir iemand. En ek besef daai dag, en die Here sê vir my, jou droom is om toe te sien, dat iemand anders kry 'n droom. En ek hoop vanaand deur hierdie woord, dat jy 'n droom sal kry, dat jy sal toetree in die wêreld
om 'n verskil te maak en om verskil te wees. Kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, vanaand is die woord uit, liewe Here. En ek glo die woord gaan sy snelle loop kry na mense se hart toe. Seën hulle. Is daar iemand wat oortuig is, my Vader, geraak is deur hierdie woord. U is bymagtig, liewe Here, deur die Gees om hom aan te raak, hom of haar, en haar te seën. Halleluja, en haar deel maak van die koninkryk van God. Seën ons nou, Heer, in Jesus se naam. Amen. Ek groet u Pastor altyd tot die volgende keer. Amen. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.